toe het hulle my genooi en gesê, luister, hulle gaan die initiation doen, is ek beskikbaar, vir my datum gegee, en dan gaan jy deur dit. En dan, ja, so ek sê, jy stap in, en dis 'n hele seremonie en baie goed gebeur, en die helfte van die goed kan jy nie onthou nie, maar iets wat uitgestaan het, en wat mens half terugsit, is wanneer jy die eet aflê, dat jy nie, die geheime sal disclose nie, soos in die eerste graad praat hulle van, elke stap in vrymetselary, elke graad het 'n ritual, so baie van wat in vrymetselary in 'n losie gebeur, is 'n, Of wat soos by ons, by Bloemfontein, ek weet hier soos 'n lodge, soos reg langs die Baptiste kerk, hier by ons is ons lodge, hoeveel mense in Bloemfontein, is dit omtrent, sal jy sê of skat, is betrokke by vrymetselaars? Okay, Rian, nee, baie dankie dat jy bereid is om hierdie met ons te deel en saam met ons hier in gesprek te tree oor vrymetselary en ek dink ons sal net begin, ek gee my net 'n bietjie van jou agtergrond. Sê my gou eerstens, watse werk doen jy nou en is dit anders as die werk wat jy gedoen het voordat jy nou enigstens betrokke geraak het met die vrymetselaars en so? Nee, ek is maar, moes ek sê, 'n career banker. Ek het my lewe lank in die bank, werk nog steeds vir een van die groot banke, kyk na 'n span, private advisors, private and wealth advisors. So, dit was nog altyd, en dis ook maar deel van die hele geskiedenis van vrymetselary, en veral in die platteland, trek jy rond van dorp na dorp, en so ontmoet jy maar mense, en een van die dorpe was toevallig, was nou die vrymetselaars wat kliënte was, en wat vriende geraak het, en my so toe in vrymetselary ingekry het. Okay, so dit is nog altyd jou occupation? Jy was ja, nog altyd, ja. Okay. So sê my, so jy het gesê, en toe het jy vriende gemaak met mense deur die bank, deur soos jou werk wat jy gedoen het, wat vrymetselaars was, is wat jy gesê het? Ja, dis klein dorpie, so jy sluit maar by organisasies aan en goed. So ek was deel van Roundtable gewees op 'n stadium, deel van die sakekamer, en veral in jou kleiner dorpe is almal oral betrokke, en deur dit het dieselfde mense wat in daai organisasies is, en van die ouer lede wat uit Roundtable het by die vrymetselaars aangesluit, en hulle het my genader, en op daai stadium was my die bangheid om aan te sluit by vrymetselary, want my skoonfamilie was nie baie gelukkig daaroor nie. Okay. En die waarskuwings was half op sy gestoot, want die mense wat mens ontmoet is mense wat diakens in kerke is, wat layman's preachers is in van die Engelse kerke. So dis die mense wat jou nader, en wat my genader het, waarmee ek vriende geraak het, en hulle het my toe in vrymetselary ingekry. Okay. Ja, dit was bo in Louis Trichardt gewees, so ja, dit was Noord-Transvaal, en nou sit ek in die Oos-Kaap, ja. Okay, sê my, in hierdie tyd, was jy, sê my gou vinnig jou journey soos met Christendom, met die Here, op watse stadium, was jy soos wedergebore voordat jy enigstens in hierdie betrokke geraak het? Nee, glad nie. Ek weet dis wat mense altyd teruggaan na die skrif toe, wat in Jesaja wat die Bybel sê, my people perish due to lack of knowledge. Ek was gekerk. Ek was my lewe lank gekerk. Ek het nou so ek het die donderdag in 'n deel van, ek sal nogal oor praat, maar deel van wat met my stap in vrymetselary gebeur het, wat my laat uitklim het. Ek het die donderdag vrymetselary gelos, en ek is daai Sondag gered. Okay. En ja, en dit was ek praat van, dit is die 3 Desember 2023. Okay, alright. So en net van toe af die is 'n amazing journey gewees sover, ja. Alright. So voordat jy betrokke geraak het daarin, jy was soos 'n tradisionele Christen. Met ander woorde, jy kerk toe gegaan, jy was geleer, soos NG Kerk, was dit? NG Kerk wat ja, jy dis maar ja, normale NG Kerk en AGS. Okay. So ja, so dis so 'n kombinasie van die twee, ja. So hang af maar wat in die dorp was wat ons bygewoon het, ja. Maar jou posisie, soos dat jy nou terugkyk, jy sê in hierdie tyd was jy nie wedergebore nie, jy het nie regtig 'n verhouding met die Here gehad nie. Hierdie was net 'n tradisionele ding wat jy half uitgeleef het. Ja, dis gesê ek glo, en geleer soos
Ja, jy word geleer en ek wil is maar tipies jy leer jy bid en sê ag vergewe my sondes en dan gaan jy maar aan. Ek wil jy Sondag in die kerk en Sondagmiddag braai jy. Ja, dis en kuier jy. So dis daai tipiese jy's gekerk en jy's nie gered nie. Jy leef nie. Ek het nie 'n Christendom uitgeleef nie. My mond het dit gepraat, maar ek het dit nie uitgeleef nie. Sê my in hierdie tyd, ek bedoel obviously nou as jy sê in 2023 was jy wedergebore, was daar ooit 'n conviction vir jou gewees? Sê nou maar as jy in sonde gevang is daar enigstens iets wat vir jou gewees het van jy's moet ek nie hierdie lewe opgee nie, of was jy heeltemal gemaklik daarmee om jy weet 'n lewe te lewe van sonde wat ook al dit is en in die kerk te bly en dit jy weet dit pla jou nie? Absoluut. Ek dink dis die groot ding. Jy en deel van die storie oor vrymetslaers is vrymetslaers laat jou so gemaklik voel. You know dis 'n broederskap. Hulle stig 'n band. Hulle trek jou familie in. Hulle maak jy word so gemaklik met wat jy doen dat dit tweede natuur raak. Jy sien nie die verkeerd nie. Jy sien nie die gevaartekens nie. En baie van die goed as ek nou terugkyk as ek gaan sit en dink, ja, hoe kon ek dit gedoen het? Ek het gesê ek glo in God, maar kyk wat het ek gedoen. Jy daai conviction, daai dit was net nie daar nie, want dit was so 'n comfort zone wat jy in was, as gevolg van die mense om jou, die broederskap, jy het 'n sense of belonging gehad. Natuurlik, ja. Dis die aantrekking natuurlik. Dit is great, dis lekker om al in te wees. Ja, ek verstaan. Ja. En dis maar waaroor dit gegaan het op die einde van die dag is dit het my lank genoeg blind gehou tot en met 'n besluit wat vrymetslaers geneem het in Engeland en dit het my en dis waar my storie begin het met vrymetslaers wat ek net oor begin het is dat toe ek aangesluit het ek al die mense van kerk gehad en goed en in my onkunde maar ook nou terugkyk in die grootheid van God sien is dat selfs daai tyd my gebed as 'n sondaar het ek daai tyd gesê Here ek gaan aansluit. As dit verkeerd is, wys my. As dit ooit by 'n situasie kom waar ek moet kies tussen U en vrymetslaery, gee my die krag om weg te loop, maar gee my ook die vermoë om vir ander mense te leer wat verkeerd is. En dit was hoeveel jaar, 13 jaar later, ek was 13 jaar lank in die vrymetslaers. En ja, so ek het 2010 aangesluit, nie lank na ek aangesluit het ek verhuis, tipies bank, ons trek maar rond en goed, en toe is ek van Limpopo af Oos-Kaap toe, en hierso by ingestap en onmiddellik, jy word verwelkom, jy is 'n vrymetslaer, en die mense het moeite gedoen, om my betrokke te kry. So jy het gesê in Limpopo, is dit waar jy die eerste keer deel geraak het van die vrymetslaers, okay? En sê my gou eers, hoe het dit gebeur dat hulle jou benader het? Verduidelik vir ons bietjie die proses wat dit was, wat iemand jou uitgenooi het, of wat is die metodes wat hulle gebruik om jou in te trek? Kyk, ja, jy kan nie, dis nie soos 'n ander organisasie wat jy vergaderings kan bywoon voor die tyd nie. So hulle nooi jou na braaie toe, familiebraaie en gesinsfunksies en sulke goed. So hulle sê niks van hulle maak jou eers deel van die gemeenskap. Okay. Jy word deel van die vriendekring. En dan wanneer dit tyd is dan en as almal nou gekyk het, so dit gaan oor 'n goedkeuring. Hulle moet die master of the lodge, so die persoon wat beheer is van die lodge, die master en sy wardens en die paasmasters. Hulle moet jou leer ken en dan moet hulle besluit of jy goed genoeg is om aan te sluit by hulle. Of jy die persoonlikheid het of as 'n sêding is it's masonry makes good men better. En dis die beleid wat hulle op en dan tot op 'n punt wat jy besluit dat jy sê nou jy teken jou papiertjies en dan gaan jy en dan word jou initiation gedoen as jou eerste graad mason. So jy weet nie toe jy nou genooi is na hierdie braai en goed, jy het nie besef hierdie is vrymetslaers. Nee, dit het ek geweet. Jy het geweet. Hulle steek nou nie dit weg nie. Hulle steek dit, jy het geweet hulle is betrokke daaraan. So jy het verstaan, hulle nooi jou na 'n braai met die idee om jou half uit te check. Is dit soos 'n fair ding om te sê so? Om jou te leer ken, ja. Okay, vat my net gou 'n bietjie voor dit terug. So jy het gesê jy was deel van Round Table en al die goeters. Ja. Okay. Hoe en hierdie mense is ook betrokke daarbey. Was baie van hulle betrokke by Round Table ook. Hulle okay, so in
Roundtable op 40 skop jou uit. So 40 word jy R41. So baie van die ouens was voorheen tafelaars, Roundtable, en dan op 40 dan want dis 'n jongmansorganisasie. Op 40 gaan jy uit, dan word jy 'n old tabler. En dan baie van die Roundtable ouens gaan sluit aan by Rotary, en dan ook kry jy baie van hulle wat dan gaan soek na of Lions of Masonry. Dit hang nou maar af waar hulle vriendekring is en waar die mense is saam met wie hulle deel, ja. So is dit 'n fair ding om te sê dan die Roundtable is die manier om hierdie pad te begin as jy jonger is? Is dit die manier wat hulle gebruik? Is Nee, dit was maar net 'n Louis Trichardt. Nee, dit is nie. Nee, dis nie. Dis jy sal mense hê wat mense ken uit Roundtable, maar dis nie 'n vereiste. Jy moet Roundtable en dan Masonry en goed hê. Dis nie glad nie. Daar's nie 'n verbintenis nie. Dis nie geen verbintenis met een van die twee nie. So dit is nie jy's nie more likely om deel te raak hiervan as jy deel is van Roundtable nie. Jy sê die twee organisasies is heeltemal jy weet mutually exclusive. Hulle het niks met mekaar te doen nie. Okay. Okay, dis fine. Alright. So ons is nou jy's nou by die deel wat hulle jou genooi het na die braaie. Al hierdie goeders jy het besef, okay, hierdie is vrymesselaars wat jou nou wil uitkyk, alles van die, okay? Ja. Wat was vir jou die aantrekking aan die begin? Wat het jou laat dink, okay, ek oorweeg om hierdie organisasie te join? So twee goed. So eerstens my pa se oudste broer was 'n messelaar. En ons het so in die familie gehoor en ek en hy het ons het altyd oor die weg gekom. Hy's redelik 'n paar jaar ouer as my pa, maar ons het oor die weg gekom. Ek wil as een van die en so as ek kyk hoe hy geleef het en wanneer ek hom ontmoet het, goed die interaksies het ek van gehou. En dan die ander kant was net die mense wat deel was van dit was amper sê gesiene mense in die gemeenskap. Dit is mense wat die gemeenskap na opkyk, wat invloed het, wat goed maak gebeur in die gemeenskap. En vir my was dit die aantrekkingskrag en ook dis 'n kwessie van baie van ons in as ek my ouderdom ek nou sit is ek was reg op daai punt waar ek is universiteit toe en toe ek universiteit toe is weermag afgestel. En ek het intussen ook by die polisie aangesluit as 'n reservis, maar daai sense of belonging, daai om aan iets te behoort. Ek dink dit het baie getrek aan dit. Dit was daai wortel wat jou getrek het. Daar's iets meer hierso. Hierdie ouens hulle kyk na mekaar, hulle help mekaar en hulle ondersteun mekaar en dis wat my ma aangetrek het na dit toe in die begin. En in hierdie tyd wat ek bedoel in die konteks wat ons vandag lewe is al baie meer waarskuwings oor vrymesselarye wat jy weet baie mense sal sê dis conspiracies, alles van die goed. Maar in daai tyd was dit makliker om deel te raak van hierdie omdat daar nie 'n negatiewe view oor dit was nie. As ek dit so kan sê of het jy geweet daar is sekere mense wat sê hierdie is 'n gevaarlike ding om te join? Of was daai koneksie met dit nog nie eintlik daar nie? Nee, dit was definitief daar. Ek dink daar is warnings. Daar is warnings en ek wil almal praat van gelees die internet en goed en maar iets wat messelaars baie goed mee is om weg te steek. Ja, dis jy kan nie alles glo op die internet lees en ek wil sê maar gaan soek iets op oor die NG Kerk en dan jy gaan tonne negatiewe goed kry oor 'n spesifieke. As jy iets gaan soek, gaan jy kry. Soos hulle vertel vir jou wat om te gaan soek en so half kry jy dit. So dis hulle maak net genoeg toe dat jy nie die volle waarheid, die volle waarheid sien nie, En dan gee hulle natuurlik vir daai waarskuwing, daar is 'n verskil tussen Amerikaanse vrymesselaars en Suid-Afrikaanse of die Engelse vrymesselaars. En so dis 'n ding wat hulle baie ophamer is dat hulle praat van die verskillende Grand Lodges. En ek dink as mens by die geskiedenis kom van vrymesselary, so internasionaal word vrymesselary soos wat dit in Suid-Afrika geken word, kom ons noem dit soos as Suid-Afrika geken word gereguleer deur die Grand Lodge of England. So die Grand Lodge of England in Skotland is die twee beheerliggame wat vrymesselaar goedkeur, lodges goedkeur. En alles wat hier in Suid-Afrika gebeur met die vrymesselaars, word gerapporteer in Engeland. So as jy 'n rang kry hierso word dit opgeskryf in Engeland. In Engeland daar's baie lande wat se vrymesselaars nie erken word nie as gevolg van die afwyking soos voorbeeld is Grand Lodge of Italy word nie erken deur Engeland nie want die maffia beheer dit. Daar's baie Grand Lodges in Amerika wat nie erken word nie omdat hulle
goed doen buite die raamwerk van wat Engeland ag as reg. Okay, as maar jy mens sê dit so kan Suid-Afrika sê. sin is goedgekeur. Dis soos hulle doen dit. Ja, so ja, jy het in Suid-Afrika het jy het die Engelse Lodge, het Grand Lodge of England, jy het die Skotte, jy het die Irish en dan het jy GLSA, Grand Lodge of South Africa. Okay. So Grand Lodge of South Africa is totally word beheer in Suid-Afrika, die geld bly in Suid-Afrika, maar Grand Lodge of die Engelse en die Skotte en goed, die geld gaan nog steeds baie van die geld wat hier sommer gaan uit die land uit gaan Engeland toe en Skotland toe en na die Grand Lodges toe. En jy het gesê jy was deel van hierdie Engelse een of die Skotse een. Deel van die Engelse. Van die Engelse een. So as jy nou Engelse sê een, ja. die geld wat ingesamel word, vertel bietjie hoe werk dit? Soos wat is die manier wat geld ingesamel word vir hierdie lodges? Okay, so jy het twee kante. So jy het jou fooie wat jy jaarliks betaal. So daai fooie word gebruik vir jou area, jou district. Ja. So jy as 'n individu betaal jaarliks. Betaal, ja. Okay. En 'n deel van dit gaan Engeland toe. Dan het jy die ander kant wat liefdadigheidsgeld is. So jy doen funksies. Jy reël braais, jy doen outreaches en jy hulle doen funksies om geld in te samel en daai geld word dan aangewend deur die losie in hulle onmiddellike omgewing om liefdadigheidswerk te doen. Okay. En daai funksies is natuurlik, dit word soos informeel deur die vrymesselaars gereël. Ek bedoel ek was nog nooit genooi na 'n vrymesselaar braai nie. As ek dit so kan sê, is dit met ander woorde safe om te sê of kan dit wees dat ek al dalk so 'n funksie bygewoon het wat 'n liefdadigheidsding was wat deur vrymesselaars gereël het, maar ek het dit net geweet nie. Of sal mens 'n redelike idee het. Jy weet, hierdie is daar is 'n moontlikheid dat jy was en nie weet nie. Wat die vrymesselaars ook besef het is bemarking. So hulle het meer begin publiek gaan. En ek kyk nou na die Oos-Kaap area wat ek weet van dat hulle funksies doen vir ouete huise, maar hulle sal banners opsit. Hulle doen vrymesselaars golf daar, nooi mense. So ook om lede te kry. So hulle probeer amper daai stigma van ons geheime organisasie wegsteek aan die begin tot jy inkom en dan besef jy dat wel daar is wel geheime en daar is wel sekere goed wat jy nie oor praat buite die losie nie. Ja, maar dis verseker duidelik as dat hulle agtergekom het hierdie erge sworn to secrecy beskadig die hele organisasie. So ek dink is dit waar om te sê met ander woorde hulle sal sekere goeters wys wat hulle meer gemaklik is dat meeste mense weet, maar die ware gevaarlike goeters is, jy weet, agter geslote deure en moet jy die ranks klim voordat jy regtig dit gaan weet en verstaan, nê? Nee. Ja, definitief. Ek sou sê die goed wat hulle wys is dit sal hulle sal liefdadigheid sy wys en daar sal geen geheim of geen ritual deel van daai funksies vorm. En wanneer dit kom by openbare funksies waar daar ander mense genooi word, daar is 'n gebed, maar dis 'n standaard gebed wat nie verwys na die terme wat binne in die losie gebruik word nie. Wat aanvaarbaar is vir alle gelowe, want een van die goed wat vrymesselaars doen is een van die vereistes is jy moet glo in 'n God of in 'n superior being. So jy kan 'n moslim wees, jy kan 'n moslim wees, jy kan 'n satanist wees en aansluit by vrymesselaars, want jy moet net verklaar dat jy aan 'n superior being glo. Ja, jy kan nie ateïs wees en join nie. Ja, ateïs kan nie meer 'n vrymesselaar raak. Ek weet jou. Okay. En dis een van die goed wat mense vang is want in Suid-Afrika in die meeste losies, die Engelse losies is meestal ek wil sê lukewarm Christians. Soos mense wat weet van God en daar lê 'n Bybel voor in 'n losie. En dit word baie vanaf jou sê maar daar lê 'n Bybel. Maar die gebruik daarvan of dit is 'n simboliek. Daar word verwys na die volume of the sacred law. So as jy Muslim is, sal jy jou Koran dan neersit. As jy 'n ander geloof is, sal jy jou Bybel laat sit, maar daar word verwys na die volume of the sacred law, want jy mag nie geloof praat binne Masonry. Jy mag nie Christendom praat nie, jy mag nie Muslim praat nie, want dis 'n gesamentlike en die verwysing ook na God binne in die losie is na jou God is verskillende terme. So hulle praat van the grand geometrician of the universe or the great architect of the universe. So hulle
maak dit wêrelds sodat almal kan betrokke raak, sodat jy niemand offend nie, maar so verloor jou geloof identiteit. Jy sê af van jou geloof en vir my, ek sê altyd 'n voorbeeld wat ek gebruik van wat waar jy vang is daai dis soos om te gaan jag. Op 50 meter is 1 millimeter nie ver van die lyn af nie, maar wanneer jy by die 100 meter merk kom, die 200 meter merk, dan daai 1 millimeter baie groter geword. Yes, en dis sal jou intrek. Dis een van die goed wat vir my opvallend was, die eerste ding wat jy in vrymetselary doen, die oomblik as jy in 'n vrymetselaarslosie ingaan, dan vra hulle, "And who do you place your trust?" En jou antwoord is in God. Ja. Maar dan die volgende ding is die leier van die losie, die meester. Is dan 'n quote, dan die vraag is, take the hand of your leader. So jy verklaar dat daai persoon is jou leier. And follow your leader. So jy volg die mens, jy volg nie God nie, jy loop nie in hy vertroue in God nie, jy loop in hy vertroue in, jy plaas jou vertroue middelik in 'n mens, en nie in God vorentoe nie, ja. Natuurlik, ja, dis altyd die Satan se plan om dit te doen. Sê my gou, okay, jy het genoem van hierdie sacred law, verduidelik gou my mooi hoe dit werk, so met ander woorde, is dit die law wat jy het, sê nou maar in die Bybel, onderhou jy, en die moslim wat die law het in sy Koran, word dit alles nou gesien as sacred law, en jy onderhou soos wat jy in jou geloof dit verstaan, maar jy proclaim dit nie. Ja, dis hulle feit, soos ek sê, dis die ons terme sal in 'n Christelike term sal dit die Bybel wees. Dit is net 'n vernoeming van die Bybel. En jy leef volgens daai, maar jou morele waardes, jou optrede goed, dit word gereguleer deur die konstitusie van vrymetselary. Is dit die sacred law waarvan jy praat? Nee. Die sacred law is jou eie Bybel, jou geloof se Bybel. Is die sacred law? Okay. Maar dit word meer gebruik in die sin van as jy 'n eed aflê, gebruik jy 'n volume of a sacred law, jy lê eed op die volume of a sacred law. Okay, ek verstaan, ja. Okay. Maar die konstitusie van vrymetselary bepaal jou optrede, jou gedrag en alles word deur die konstitusie bepaal. Is die konstitusie van vrymetselary, is dit die bepalende faktor vir soos die doktrines van vrymetselary? Is dit met ander woorde, die goed wat jy glo en onderhou is wat vasgevang is in hierdie konstitusie? Ja, dis soos die Bybel dis soos die Bybel vir vrymetselary. Ja, ek sal nou nie sê dis 'n Bybel nie. Ek sal dit nie, dis nie 'n ding wat hulle op aanbid nie, maar die reëls daarin beheer jou hoe jy optree, waaroor jy mag praat, so jy die feit dat jy nie mag oor geloof praat nie. Dit beperk jou tot jou uitlewing van jou geloof binne die vrymetselary. So as jy betrokke wil wees met dit, dan moet jy adhere tot wat hierdie konstitusie sê. En sê my, omtrent, hoe gee ons net 'n idee van hoe vaast is dit? Jy weet, hoe groot is dit? Hoeveel blaaie, hoeveel reëls, is dit soos is dit 'n ding wat moeilik is om onder die knie te kry, of is dit? Dit is, ja. Is dit? Nee, dis 'n konstitusie. Ek wil vir jou sê hy's omtrent dieselfde grootte as 'n gewone Bybel. So indien nie meer nie. So daar's tonne reëls, daar's tonne, maar elke ding word so selfs dis ook 'n kwessie van jou kleredrag, die wapens wat jy dra in sekere grade verander die tipe drag wat jy dra in sekere handshakes en daai goeters. En die handshakes en al daai goed word daarin. Is daar. Jou is daarin, ja. En dan en natuurlik en dan elke stap in vrymetselary, elke graad het 'n ritual. So baie van wat in vrymetselary in 'n losie gebeur is 'n amper teateropvoering. So jy doen sekere goed, moet jy sê, seker met die oopmaak van 'n losie moet jy sekere goed sê, wanneer 'n nuwe kandidaat inkom, is daar ritual wat jy volg. So jy doen die hele drama stuk en baie van dit het te doen met die bou van Salomo se tempel. So hulle gebruik die terme, baie terme van bouers, want onthou oorspronklik was hulle stonemasons. Ja, ek verstaan, ja. Die stonemasons, 'n messelaar is 'n bouer, ja. 'n messelaar was 'n bouer. So as mens kyk tot in, wat ek net nog my notas hier kry, tot in die 1600s was hulle stonemasons. So dit was 'n bouersgilde. Yes. En daarna het hulle ander mense bygekry, omdat hulle besef het daar's
prestige aan dit om aan dit te behoort en daar's geld om te maak, want hierdie stonemasons was die wat goedgekeur was om die kathedrale te bou, om die kastele te bou, want hulle het die kwalifikasies gehad, maar kerke te bou. Toe hulle nou free and accepted masons of speculative masons word, toe het die ritual begin, toe het dit afgewyk van 'n werk na 'n organisasie wat reëls in begin inmeng het met kerk amper. Ek het jou. So ek wil gou nog op een ding wat jy gesê het wat ek net ook wil clarity oor hê. Jy het gesê hierdie iets wat jy gepraat het van hoe hulle God sien is hierdie geometric entity of iets. Wat is die woord wat jy gesê het? Jy gesê geometry het soos grand geometrician of the universe. Grand geometrician, want ek het al gesien baie in vrymetselary is hierdie emphasis op, ek wil as jy die skaal vat, jy weet daai skaal in die buitel en so, wat is die idee agter, jy weet, soos meetkunde, hoekom is dit so 'n fokus, voel ek, in baie van die simboliek, en soos wat jy sê, dit is wat hulle nou God noem, dan voel vir my, daar is hierdie emphasis op meetkunde, op geometry, en jy weet, hoekom is dit so 'n prioriteit, wil ek al sê? Weet, baie van dit gaan oor, as ek nou net genoem het, oor die apparaat waarmee geboue gebou is. Ja. So die gebou van King Solomon se tempel. So as mens net kan vat, ek gaan nou vir jou vinnig die eerste graad in vrymetselaar. Die eerste graad in vrymetselaar, so elke graad het working tools. So die tools wat jy gebruik. So nou die eerste graad in vrymetselaar word genoem 'n enter apprentice. So dis 'n nuwe persoon wat 'n vrymetselaar word. So nou 'n nuwe persoon vrymetselaar is byvoorbeeld die 24-inch gauge, the common gavel and a chisel. Now, 24-inch gauge is to measure our work. The common gavel is to knock off all superfluous knobs and excrescences, and the chisel is to further smooth and prepare the stone. So dis wat meisje jou leer, maar dan is daar, omdat ons vry in vrymetselaars is daar ander aanwending. So 24-inch gauge verwys na die 24 ure in 'n dag. En dit word opgedeel in prayer to Almighty God, labor and refreshment, and serving a friend and a brother in time of need. Dan jou chisel verwys na the benefits of education, by which means alone you can be accepted member of regular organized society. So die groot aandag wat hulle skep op meetkunde en op leer is dat jy moet geleerd wees om aanvaar te word in gemeenskappe. Jy moet so dis waarvoor dit verwys, en so gebruik elke graad 'n verskillende Okay, maar vat my gou weer terug na jou spesifieke storie. So daai initial oomblik toe hulle jou nou ingetrek het, op watter stadium, jy weet soos hoe baie het hulle nou met jou gekuier of gebraai en so wat hulle gesê het, luisterie, as jy belangstel dan kan jy nou kom na die lodge, of hoe verduidelik gou 'n bietjie hoe daai proses gewerk het. Die initial proses. Ja, so vir my was dit nie te lank nie, want ek het baie van die mense geken in die dorp. Ek was bankbestuurder, so ek takbestuurder, so almal ken maar die bankbestuurder op baie stadium. So en dit het nie te lank gevat nie. En toe het hulle my genooi en gesê luister, hulle gaan die initiation doen, is ek beskikbaar, vir my datum gegee en dan gaan jy deur dit. En dan ja, so ek sê jy stap in. En dis 'n hele seremonie en baie goed gebeur en in die helfte van die goed kan jy nie onthou nie, maar iets wat uitgestaan het en wat mens half terugsit is wanneer jy die eet aflê, dat jy nie die geheime sal disclose nie. Soos in die eerste graad praat hulle van you will have your throat cut across. So dis die straf wat jy oor jouself uitspreek. So jy lê eet af, maar deel van daai eet is dat jy 'n straf oor jouself spreek, sou jy die geheime uitlap. Liewe ouers. En so gaan dit elke graad. Tweede graad is dit you'll have your heart ripped the process. En dis deel van die tekens. So jou tekens wat jy doen in vrymetselary in verskillende grade is die penal signs, is die signs, die tekens wat wys wat die straf is. Die tweede graad is jou hart uitdruk en jou derde graad is you will be disemboweled. So dis die eet wat jy aflê, ja. So maar so daai eerste keer wat gebeur het, so jy het hierdie braaie gehad, toe nooi hulle jou en sê, jy was bewus van, okay, hierdie gaan nou my initiasie wees. Soos die, heeltemal, ja. En dis die eerste keer wat jy gaan, is dit wat dis jou initiasie. Jy gaan nie eers soos na 'n geleentheid kyk dit uit, dit is soos dag 1, as jy wil deel wees en kom kyk na die lodge, dan moet jy deur hierdie proses gaan. Ja,
As jy stap jou eerste keer, hulle is deesdae bietjie meer gemaklik om mense in te laat en te gaan wys, maar jou eerste keer in 'n losie is die dag wat jy ingelei word, of wat jy jou eet af lê. En hoeveel mense was daar? Hoeveel mense was deel van die eerste keer wat jy gegaan het? Hoeveel ouens was omtrent daar? Ja, dit was redelik. Daar was 'n goeie 20 na 30 mense in die losie. Maar jou eerste keer is ook jy die grootste deel tot na jou eet is jy geblinddoek. So jy het al dit gehoor, Jy loop blind in die losie rond. Jy weet nie wat aangaan nie. So as jy by die eet kom en jy nie die eet af lê nie, dan vat hulle jou uit en jy het nog steeds niks gesien nie. Ek verstaan. Okay. So obviously dis natuurlik nogal 'n vreesaanjaende ervaring, neem ek aan. As jy deur hierdie goed gaan, jy's geblinddoek en jy weet soos is daar iets geestelik wat jy miskien kan beskryf? Ek kan dink selfs al is jy soos jy sê, was nog nie wedergebore nie, maar is daar iets wat jy kon voel? Daar moet iets, baie van hierdie goeters dink ek mense kan voel in die kamer, jy weet daar's 'n sekere gees wat betrokke is aan die goed. Het jy enige so iets geervaar terwyl jy deur dit gegaan het? Goed, nee, ek kan nie so iets sê nie. Nee. Ek weet nou dit voel om in die geestesstappe goed, maar ek het nie iets ervaar op daai oomblik nie, glad nie. Okay. Ja. Alright. En okay, en dan vir hoe lank het dit vir jou gevat om van graad 1 nou te progress? Wat moes gebeur het dat jy na die volgende rang toe word jy genooi deur dit of hoe werk dit dat jy opgaan in die rang? Ag dit gaan maar oor tyd. Gaan tyd in jou betrokkenheid. So hoe meer tyd jy, hoe meer vergaderings jy bywoon, en die meeste van die losies is 1 vergadering 'n maand. So meer vergaderings jy bywoon, hoe meer betrokke jy raak, hoe vinniger beweeg jy in range. So as 'n nuwe meisie, as die volgende persoon ingelei word, is daar verwagting dat jy 'n deel van hierdie ritual moet jy onthou, en dis wat ek nou vir jou aangehaal het, die working tools die eerste graad. Dis goed wat jy leer, wat jy uit jou kop uit leer, soos 'n papegaai herhaal by die seremonie. So hoe meer jy dit doen, hoe vinniger beweeg jy in jou range. Okay. En dan so normaalweg baie losies sê so 6 maande tot 'n jaar in die eerste graad en dan weer 6 maande tot 'n jaar. So dit vat jou so 2 jaar na 2,5 jaar om 'n master meisin te word, wat dan jou 3de graad is. Okay. En dan is jy die oomblik as jy 'n master meisin is dis waar jy dan toegang kry tot vrymeselary. Tot en daar leer jy nog, want jy's 'n apprentice, eerste graad, tweede graad is 'n fellow craft en dan 'n master meisin. Die oomblik as jy master meisin is, dan kan jy begin van die weer Afrikaans side degrees. So daar's baie verskillende side degrees in vrymeselary. Voordat jy nou by die 33ste graad uitkom. Okay. En dis deur daai stappe. Dis in een van hierdie besluit en 'n verandering in een van hierdie side degrees wat my gekry het en vir my op 'n punt gebring het waar ek gesê het, maar ek stem nie saam nie. Julle is besig om nog verder weg te beweeg van God. Ek maak 'n besluit en ek loop. Maar in hierdie initiële proses, daai eerste 2-3 jaar, was dit vir jou toe soos 'n big deal. Jy was soos in dit in. Jy was soos ek wil deur hierdie range klim. Jy weet, hierdie is awesome. Hierdie is iets wat ek oor half passievol is om in betrokke te wees. Totaal. Jy's sold out vir die ding. Ek was sold op dit. Ek was so betrokke. Ek was en dis waar baie mense gevang word. Ek besef dit as jy terugkyk, want ons sê hindsight's a perfect science. Dit het soveel van jou tyd opgeneem. Ek het op 'n stadium aan die einde van my loopbaan het ek 3-4 aande 'n week was ek nie by die huis nie. Was ek in losies gewees. Ek het nooit Sondag kerk toe gegaan nie, want ek het nie tyd vir kerk nie. Daar's altyd iets aan. Dit hou jou besig. Dit hou jou daar's 'n fokus op jou familie en baie keer word jou vrouens en jou kinders word genooi veral na installasies. So elke jaar word daar 'n nuwe meester in 'n losie gekies. So na installasies maak hulle 'n groot aandag van en almal trek netjies aan en die vrouens kom en daar's 'n funksie en 'n ete na die tyd. So jou vrouens gaan wel saam met jou, maar daar's baie tyd wat jy ook van jou familie af wegbly. En so jy sê dis gereelde funksies. Dit is soos ek het al 'n idee gekry oor dis 1 keer 'n maand dat julle bymekaar kom of so. Jy sê dis weekliks. Daar's 'n klomp kere in die week wat julle ja, so en ek
dis waar ek nou half gepraat het oor die side degrees of side orders. So behalwe vir jou gewone losie, kry jy ook side degrees. So jy kry Mark Master Mason, jy kry Rose Croix, Royal Ark Mariner, jy kry Knights Templar. So dis alles grade wat aparte funksies het. Elkeen hulle eie vergaderings. En baie van hierdie grade, soos die Mark Master Masons, het hulle eie Grand Lodge. So hulle het weer hulle eie konstitusie en hulle eie ritual. Elkeen het sy eie ritual. En in hierdie verskillende grade beeld jy verskillende goed van Salomo se tempel uit. Soos die dis interessant hierdie fascinering oor Salomo se tempel. Hoekom dit so groot fokus het. Die bou, die effek van die bou, omdat dit ook so mooi gebou was natuurlik. En ook die wysheid. Dit is deel van die belangrikheid van die wysheid en van die master mason wat alles weet en die ander mense moet leer hoe om goed te doen. Ja, hierdie forbidden knowledge. Dis 'n groot ding, hè. Hierdie Gnosticism is ook alles oor forbidden knowledge. Jy weet, dit is soos jy wil deel raak daarvan, want hier's 'n kennis wat ons vir jou kan gee, wat niemand anders vir jou kan gee nie. En dis ook 'n groot, soos jy sê, dis 'n groot aantrek. So hardloop mens maar deur die grade en goed. En iets wat vir my, en is net so 'n bietjie kan deel van wat gebeur in vermeselaarry. So net ook vir die mense se inligting. So my testimony, so my pad deur vermeselaar. So ons het gepraat oor, ek het toe nou afgetrek was Londen toe, en een van die goed wat nogal interessant was, ek het getrek voordat ek 'n master mason geword het. Okay. Maar so dis in die eerste 2 jaar, 2-3 jaar. Dis in die eerste 2 jaar. Vir my tweede graad het die ouens van Louis Trichardt het afgekom ons Londen toe en hulle het dit hier kom doen. En ek het vir my derde graad weer opgereis soontoe. So daai betrokkenheid, daai van hoe hulle jou hou is daai jy voel special. Ek bedoel, dis 'n broederlike liefde, wat uitkom, En so het ek maar deur die grade gegaan. Ek het by verskillende grade aangesluit met tyd, en ek het teen die tyd toe ek uit vrymeestelaar uit weg is, was ek die Assistant District Grand Master vir die Oos-Kaap. So dis die derde hoogste rang in die Oos-Kaap. In 'n district, So ek het redelik vinnig beweeg in die range, want ek het betrokke gebly. En hoe meer ek betrokke geraak het, hoe meer, dis die ou wat wil werk kry meer om te doen. En so het ek deur vermeselaar gery. En dis iets wat hoekom ek dit sê, is dat baie mense sal altyd omdraai in die verdediging van Masons, altyd die ouens wat loop is, hulle suur want hulle het nie rang gekry nie, of hulle dis jy suur want jy die, en ek kan sê, ek was op pad, dit sou 'n paar jaar wees, want dit is maar as jy by daai grade kom, dan moet iemand eers aftree amper, of besluit hulle loop voordat hy vervang word. Maar ek was daar op pad, ek was op pad in die Mark Master Masons, was ek op pad om District Grand Master te word eventually. Wat se graad is dit dan? Wat is die... Nee, dit is nie 'n graad nie. Dit is nie 'n graad nie. Dit is 'n rang. Dis 'n rang wat jy kry. So dis 'n rang wat hier op jou toegeken word, maar deur Engeland op jou bestou word. So jy kry 'n sertifikaat van Engeland wat sê ek erken jou as die Assistant District Grand Master. Ek verstaan. So ek bedoel baie ouens sê mos soos die 33rd degree is mos die hoogste vlak wat jy kan behaal. Is dit nou van hierdie side, as jy 'n side graad doen, tel dit dan tot en met die 33ste graad, of is dit nou heeltemal 'n ander manier hoe dit werk? Nee, so baie van die side degrees het nie grade nie. Dit is net 'n afsluiting. Maar jou Rose Croix, en dis van my waar my die Rose Croix is die 18de graad. Nou dit is een van die goed wat my ook altyd half betrokke gehou het by vermeselaarry, want die Rose Croix is bekend as die Christian degree. Want om hom te doen, moet jy in die Engelse, in die Skotte en in GLSA werk, so nie, maar in die Engelse losie, moes jy 'n verklaring teken wat sê ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So dit trek jou in. Ek het jou. En dis soos hoe kan jy verkeerd wees as jy so iets moet doen? Maar dan in die vergadering doen jy amper nagmaal, maar die verwysing na die nagmaal en die drink en die breaking of bread is amper oosterse manier van broodbreek. Dit is meer jy breek die brood, jy druk hom in sout en jy gee hom vir mekaar aan. So dis meer 'n oosterse
manier as wat dit die Christen verwysing is van dis die bloed van Jesus, dis die liggaam van Jesus wat jy gebruik en die hele sentiment daarom is nie waaroor dit eintlik gaan nie. Ek verstaan, ja. Dis weer same, dis soos hierdie ecumenical idee van die samekom van alle religions. Ons vat 'n stukkie Christendom, stukkie Oosterse ding, sodat almal kan happy wees en saam voel elke ou, okay, ek kry daarom die ding waarna ek eintlik glo ook. Ja, nee, dit is Dis wat dit so dangerous maar en dan weet jy, mens kyk terug en ek sê, dis goed soos in die 3de graad word om 'n master mason te word op 'n stadium lê jy op die grond. Party losies het actually 'n kus wat jy in lê. So hulle sal die kandidaat in 'n kus sit en dan haal jy trek jy uit die kus uit en die woord is you've been made new. Soos 'n born again experience. Born again but through man. En dis daai tyd besef jy dit en weer eens. Ek het te min Bybel geken om te weet waaroor dit gaan. Nou as ek terugkyk dan kry jy al die, as ek vir jou gesê het in die begin, dis al hierdie goed wat jy gedoen het, maar hoe dom kon jy gewees het? Hoe het jy nie dit raak gesien toe jy daar is nie? Maar jy is so vasgevang in hierdie amper sê ego trip, want almal, dis altyd 'n pat op die back, dis altyd broederlike liefde, truth and relief en alles draai om dit, om daai gesamentlikheid, maar hoe meer jy dit doen, hoe meer word jou aandag op your attention is put on the man, not on God. Jy begin vertrou op jou broers en nie op God nie. Precies, as jy in die moeilikheid is, bel jy jou broers, jy bid nie tot God vir hulp nie. Maar presies daai rede is hoekom ek dink soos cults oor die algemeen so effektief is. Want dit is, jy weet jy is deel van iets. En dit is soos daai ouens gee om vir mekaar en presies wat jy sê, jy het 'n sense of belonging wat 'n groot issue is in ons wêreld vandag. Jy weet, want mense soek dit. En in plaas van dat hulle dit kry by Christus, dan kry hulle dit nou in hierdie tipe organisasies. Maar ek dink hoe meer secretive en hoe meer elite dit is soos vrymesselaars, hoe groter is daai bond wat jy natuurlik het met hierdie ouens. Ja, nee, dit is en dis die groot ding. Dis baie van baie mense praat daai ondersteuning, die finansiële ondersteuning en goed. Dis nie meer so erg soos wat dit was nie. Daar is definitief die ekonomie is nie meer wat dit was in die wêreld nie. So daar's definitief 'n vermindering van dit, maar as jy hulp nodig het, is daar altyd 'n vrymesselaar wat help. En dis een van die goed, ons het 'n familietragedie gehad in COVID en ek moes opgaan Pretoria toe. En die volgende oomblik sal net geld in my rekening. Rian, moenie worry, ons het jou. Hier's 'n geldjie vir jou suster, want ons weet hulle gaan deur moeilike tye. So daai tipe band wat hulle bou en hulle hou jou betrokke. En mens besef dit, want ek het dit gedoen. Ek is mos 'n goeie mens. Ek help my medemens. Maar mens besef nie hoekom doen jy dit? Dis om to get the gratitude and to get the acknowledgement en nie noodwendig omdat jy dit uit jou hart uit doen, omdat jy 'n Christen is, nie jy doen dit om maar verseker, ek verstaan, you want salvation through deeds. Ja, exactly, en dis altyd die groot valsheid met enige vals religie is dit. Gee my net 'n idee, soos in 'n enige gegewe plek, jy weet, enige gegewe gebied. Jy het nou gesê Louis Trichardt of so, hoeveel of wat soos by ons by Bloemfontein. Ek weet hier is 'n lodge, soos reg langs die Baptiste kerk hier by ons is ons lodge. Hoeveel mense in Bloemfontein is dit omtrent, sal jy sê of skat, is betrokke by vrymesselaars? Bloemfontein is nogal redelik sterk. Hulle het Engelse losie, hulle het Grand Lodge of South Africa. Ek dink amper daar's 'n Skotse losie ook. Nommers gewys gaan ek vir jou, ek het nie 'n idee regtig nie. Kom ons sê ek kan praat van as jy nou praat van die Oos-Kaap en goed. Ek weet dit begin, die nommers neem redelik af. Die losie in Oos-London, die was 2 geboue voorheen. Jy kyk na so 30, 40 mense net in die Engelse. In Oos-London was op 'n tyd. Ja, dit was die Engelse, dan het jy jou Skotte wat ook so 20, 30 was. So jy het so ek wil sê so mense wat gereeld bywoon. Ja, ek wil sê amper so 60, kon sê so 60 mense in die onmiddellike omgewing wat vrymesselary ondersteun, of wat vrymesselaars is maar baie van hulle is nie noodwendig aktief meer nie. Ek verstaan. Maar kom eenmal 'n jaar na 'n vergadering toe. Maar so ek bedoel in Bloemfontein is dit 'n kwessie van dis
kom ons sê iets tussen 100 of 200. Daar's nie 2000 vrymesselaars in Bloemfontein nie. Nee, dis nie so groot. So dit nie, is maar nog steeds 'n elite ding. Ek bedoel is min mense as jy vat in die hele populasie wat betrokke is by dit. Nee, dis nie duisende nie. Dis maar 'n paar honderd of in baie gevalle onder 100. Wat seker add na hulle sukses om dit so exclusive te hou en so laat jy so special voel, want dit is nie soos elke tweede ou is deel van hierdie ding nie. Ja, dit is definitief Dit is ook die aantrekkingskrag daartoe, Okay. Sê my, ek weet nie wie nog en sê my van die rituele. Nee, wat is jy het nou genoem hierdie ding wat jy uit die graf uit opstaan. Dis nogal 'n way out, maar wat kan jy vir ons nog vertel van seker van die goeders wat jy moet doen wat so super aan die jy weet wat half skokkend is. Wat is soos hierdie is nou 'n vreemde ding wat jy moes. Ja, ek dink soos ek sê as ek terugdink dink ek baie aan die inswerings en die goed wat die strawwe. Dit staan vir my uit. Dis goed wat ek altyd sal onthou en dan dis elke slag as jy in 'n losie kom, as jy eerste graadse losie kom, is die teken en is 'n kwessie van jy wys I will have my throat cut across. So dis elke slag word jy daaraan herinner. Dit staan uit. Die derde graad, soos ek vir jou sê, was jy uit die graf uit en dan soos in die Master Masons vergelyk hulle jou met the stone that was cast aside. The stone that was rejected. Wat verwys na Christus. Rejected, wat verwys Christus. So dan gaan tel jy weer as jy op en dan word jy ingetrek. In die Rose Royal Arch verteenwoordig jy amper die priesters, die high priest van die tempel. En jy het ook die 12 vlae van die 12 stamme van Israel in die losie. So dan op 'n stadium moet jy jou skoene uittrek want you're standing on holy ground. As ek maar nou is ek terug maar ek's 'n mens. Wie kan ek hierdie grond as heilig verklaar? So dis alles ook soos 'n deifying van mankind, hè? Dis dat jy kan soos God wees. Jy is soos Christus. Hierdie stone wat gereject moet word. Dit is jy transcend deur al die grade, Dit is presies die fokus wat mense Satan, Adam en Eva gevang het om te sê ye shall be as gods. So dit is en maar sê my soos daai eerste keer, as jy nou daai eerste initial meeting gedoen het, ek wil sê you will have your throat cut. Is daar nie iets daarvan wat vir jou is soos Jesus hierdie nie bietjie soos ekstreem nie, jy weet, is daar nie iets wat al vir jou daai tyd was of speel hulle dit af as hulle speel dit af as 'n dramatization. Ek bedoel dis maar deel van die ritual. Dis jy doen 'n opvoering. Jy doen 'n opvoering van die ding. Ja, maar daar's 'n verbintenis. Ja, en ek sê altyd heel moontlik in die middeleeue het hulle jou ouens so kele afgesny, maar ons is nou nie meer wettig om dit net te doen nie. Maar so mens speel dit nou ek maak nou amper 'n grap daarvan, maar die simboliek agter is vir my die treffend dat alhoewel jy weet dit gaan nie gebeur nie. Jy dis wat jy oor jouself uitspreek. En mens moet versigtig weet wat jy oor jouself uitspreek. Is jy dan nog enigstens nog vriende met van die ouens met wie jy betrokke was? En dit of dit skryf hulle jou af? Ja, nee, ek is glad nie. Ek weet nie, ek het in soos ek vir jou gesê het vroeër, ek het 'n punt daarvan gemaak om vir die mense te wys wat verkeerd is. Ek het gegaan en ek het vir 7 maande elke maand het ek 'n boodskap gestuur want ek wil die perfekte 7 maak. Ek het vir hulle gewys waar hulle verkeerd is. En dit het net so en van hulle het my aangevat, van hulle het my boodskap gestuur as jy kwaad is, los ons uit tipe storie en sulke goed en glad net mense wat ons mee huisvriende was sien ons skaars. As jy hom laagkom in die straat gaan jy hom groet, maar dis nie werklik die vriendskap is weg. Ek hardloop 'n daaglikse devotional. Ek het 2 van die vrymesselaars wat daarop is en hulle een is deel van 'n Griekse ortodokse kerk en een is 'n Katoliek. So hulle is daar, hulle luister en wanneer ek kans kry met hulle te praat sal ek vertel hoekom hy sien verkeerd is. Maar hulle is ook al so lank in dat hulle is blind. Hulle wil nie sien nie. En dis ook nie asof hulle in 'n kerkomstandighede is wat hulle die werking van God werklik sien nie. Dis ook maar 'n baie religion kerk en nie 'n God working church nie of myself nou reg uitspreek also. Ek dink jy verstaan wat ek bedoel. Ja, nee, ek verstaan. En maar sê my so al lê jy die eet af
is dit so dat ek wil jy's nie bang iemand gaan nou agter jou aankom soos nadat jy 'n video soos die maak of so nie. Is dit meer soos 'n opgeblaaste ding? Die meisens is nie wreed in hulle self, as ek dit so kan sê nie. Dis nie, of dink jy daar is 'n gevaar om uit dit uit te kom? Nee, ek dink nie werklik nie. Ek weet nie ek het dit nog nooit gedoen toe ek in 'n vermeslaars was nie. Ek het net my vertroue lê net in ek weet baie mense praat en ek het al gesprekke met pastore gehad en goed wat hierdie praat van die Masons curse en die Masons curse wat na jou volgende geslag deurslaan en goed en vir my sit net I've been washed by the blood of Jesus 100%. Christ. Nee, ek is saam jou. Hoe kan enigiets as jy glo dat 'n Masons curse sterker as die bloed is, dan Amen. dan moet jy na jouself begin kyk. Ja, prys die Here. Dit is definitief 'n probleem, ja. Nee, ek is daar saam jou, presies. Ek dink as jy wedergebore is, is daar nie kursus op jou of jou familie of waarna nie. Jy's mos volgemaak deur die Heilige Gees. Exactly, dis presies, ja. Okay. Sê vir my, okay, nou vat ons nou, ek weet nie is daar nog iets wat jy wil deel in die journey voordat ons kom by waar die draai nou begin kom. Waar het jy begin sien? Ja, ek weet net so in Vrymeslaer, ek het nou gepraat oor die 18de graad. So okay, dis nie baie mense dink so elke graad moet jy stap deur. Jy stap tot op jou 3de graad, dan jou volgende graad wat jy kry is die 18de graad. Die ander grade tussenin word in een aand op jou bestou. So hulle praat na elke graad, maar dis nie 'n ding wat jy moet deurloop nie. En dan van die 18de af die volgende graad wat jy kry is en hulle praat van die higher degrees. En dis jou 30ste, 31ste, 32ste en 33ste graad. Okay, so dis nie elke jaar doen jy 1 graad, dit is van soos jy sê van 3 tot 18 is 1 aand. Dis 1 aand, ja. So dis 1 aand en dan dieselfde jou 30ste, 31ste, 32ste en 33ste, daar is 'n tydjie. Daar mag net 'n sekere hoeveelheid 33ste grade in die land wees. So die gesegde is dead man's shoes. So jy wag vir iemand om hulle 33ste of op te gee of om af te sterwe, dan word daar 33ste graad betrok en dan kan die volgende behoort daarin beweeg, ja. Sê my ook, weet jy redelik wie is al die, nou nie obviously nie almal nie, maar wie is soos sê nou maar die groot Masons in Suid-Afrika? So jy weet soos hier's 'n paar ouens in hoofplek. Ja, wie wat ons Masonry wanneer betrokke is daarbey, woon jy baie ander areas by. So jy doen besoeke. So elke jaar, so ek vir sê, elke jaar word daar in elke losie word daar 'n nuwe master gekies. Maar ook in die distrik, wanneer daar in die area 'n nuwe leier ingebring word, op elke jaar is daar 'n district initiation. So baie keer ry jy van area na area en jy gaan besoek. So jy gaan woon hierdie by. So leer jy die Vrymeslaers reg oor Suid-Afrika ken, want okay. Ons van die Kaap kom hier na toe, ons gaan so intoe. Ek het met ophou sê daai ons, maar dis 'n gewoonte. So die Vrymeslaers van hier gaan so intoe. So leer jy die Meslaers ken en jy leer weet en jou kleredrag in die losie sal vir jou sê wat se graad jy is. Okay, ek weet jou. So jy weet wie se 33ste graad as jy by 'n Rose-Croix meeting instap, ja. En dan's almal so super lekker vibes as hulle nou by mekaar kom. En jy weet, gesels en jy weet, dis nou ons broers saam en want dis na elke vergadering is daar 'n festive board. So daar is 'n saam sit en eet en ja, baie keer loop dit uit op 'n goeie kuier ook. En dis daai bande wat gebou word na die tyd. So baie goed word na die tyd bespreek en die vriendskappe gebou om 'n bier en om 'n braaivuur en om 'n etenstafel, ja. En dit voel vir my amper hierdie bande is so close dat die konflik binne in die Masons selfs met mekaar is nie so erg nie. Is dit waar as ek dit sê in die sin van jy is nie jaloers op jou broers nie, julle is so saam in hierdie ding, julle hou hande vas saam om deur die ranks amper te klim. Of is daar ook innerlike konflik? Ek sê soos ek hou nie eintlik van daai ou nie. Dit voel vir my amper die Masons is so tight dat daar is nie so baie van dit nie. Dis maar so 'n organisasie. Jy gaan maar 'n persoon kry wat bietjie dwars trek of wat dink dat hy meer reg het op 'n rang as iemand anderste. Maar dis nie it gets frowned upon. Dis iets wat baie vinnig plat gedruk word en baie vinnig die areas, die senior en die ouer lede in die area sal dit aanspreek en met die mense gesels en goed. En daar is Vrymeslaers wat loop as gevolg van sulke goed wat gebeur in losies van hulle nie hulle sin kry nie. En
Maar ja, maar dis nie normaal nie. Ja, Daar's dis wat ek sê. there's definitely a brotherly love. Daar's 'n groot fokus op daai brotherly love op die man. Want as ek kyk ander organisasies of goed waar mense betrokke is dit soos dit voel vir amper hoe ouer ons raak, hoe meer kinderagtig raak die mense. Jy weet soos wat kwaad raak oor die sinneloosste goeters en uit die ding uitloop of wat ook al. En dit voel vir my met hierdie tipe ding is jy weet enige cult-like ding is dit so jy wil so graag deel daarvan wees as jy kyk amper verby die kleiner issues. Nee, dis waar. Dis die dink dis die groot ding soos ons gepraat het van. Maar ek sit nou terwyl jy op praat is mens dit die selfs as nou ons hier sit en gesels is amper daai maar dit is nie so bad nie. Jy het amper daai want ons gee om vir mekaar, die meisies gee om vir mekaar. En dis wat die mense nie verstaan. Jy kry daai selfde gevoel as jy in 'n kerk is. As jy regtig betrokke is by 'n kerk en dis die ongeluk van hoe ons wat mense trek aan organisasies soos die is jy gaan kerk toe en jy kerk uit. Daar's nie daai samesyn noodwendig in baie van ons kerke nie. En die oomblik as ons dit kan regkry, as ons daai hande vat as Christene en ophou beklei oor kleinigheidjies in die kerk, gaan ons nog gemakliker ontslaa raak van hierdie tipe organisasie. Want mense soek daai samesyn. Ja. En ons kry dit nie altyd in ons kerke nie. En dis die hartseer van dit. Dis iets wat ek streef. Ek hardloop ook 'n ding in Oos-London, Jericho Walk, wat ek kerkleiers kry en dan loop al die kerke saam. So jy doen 'n roete soos om 'n woonbuurt en jy bid saam en maar as leiers moet jy die voorbeeld wees. So as kerkleiers moet jy saam staan want jou gemeente gaan kyk as die dominees in die pastore goed beklei, kom gaan hulle met mekaar saamwerk. Ja, ek hoor kom gaan gemeentelede saamwerk. So dit is my groot fokuspunt, ja. Okay, great. Is daar nog iets wat jy dit wil sê of gaan jy ons bring by die draaipunt? Die draaipunt, ja. So weer ek gaan hom 'n bietjie weer vat. So die kerk wat ek aan behoort, hulle het my seun matriek geskryf en nie geweet wat om te doen nie. En ek het deur een van my kollegas het ek uitgevind dat hierdie kerk in Oos-London, Faith Church, Buffalo City het 'n gap year, Beyond Adventure gap year. En my seun het toe nou betrokke geraak by die gap year en dan die kerk nou revivals 4 keer 'n jaar gehad en met hom wat betrokke is daar en hy was ook nie gered nie. Ek bly was een van die onmoontlike stoutkinders op skool gewees en hy sê dit ook vertel. En met die gap jaar het hy toe nou begin kerk bywoon en hulle begin mission trips doen en goed en dink ek daai Oktober van 2023 toe kom hy en so kom ook met toeval wat ons by die plek ingekom het, maar daai Oktober toe kom hy by die huis en sê ek's klaar, ek word pastoor. Okay. En ja, dit was amazing, en om daai ommekeer in hom te sien, maar en so het ons begin meer kerk toe gaan, meer die kerkdienste bywoon en die 30ste November sit ons die dag en ons het 'n e-pos gekry van ons district af, van die Vrymetslaers distrik 'n e-pos gekry en die e-pos gaan oor die 18de graad die Ruiskrooi. Nou in die Ruiskrooi, soos ek verduidelik het, praat hulle van dat jy moet verklaar dat jy glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Engeland het toe nou besluit, want beheer kom van daar af, het besluit dat hulle hierdie vereiste gaan uithaal. Want hulle wil want dit beperk ander gelowe om by hierdie graad aan te sluit. En in hulle brief wat hulle skryf, sê hulle, but that's a Christian thing to do. En dit was opblaas vir my. Daai aand het ek vir die meer senior ou in die Oos-Kaap net gesê, but no, the Christian thing to do is to make disciples of all nations, to convert them to Christianity and let them then join us. En ek sou net vergeet, sy kommentaar aan my was, let's not make knee-jerk decisions. Ek het by die huis gekom, my vrou vertel ook laat aand, 11 uur se kant, en sê ek van, ek weet nie. Toe sê sy, al woord ek nou vergeet, was net my gesê, jy het klaar besluit. En ek het besef. Daai volgende dag my bedanking ingedien, en dit was my en my nie. Ek het ook daai Sondag in die kerk skielik, dit was absoluut net dit was, maar dis wat ek begin vertel, daai gebed wat ek in
2010 gedoen het. Ja. Nou, veel het. Wat ek in 2010 gedoen het God daai aand laat waar word. Want hy het my die krag gegee om weg te stap. Hy het my die krag gegee om die waarskuwings te sien en I stepped away. En ek het daai Sondag, sorry. Sorry, jy het nog gesien, hy was jy nog in die kerk saam met my. Nee, wat? Ja, as die probleme nie. Dis net vir my die absolute in daai Sondag toe ek na die kerk instap, toe weet ek weet daar gaan 'n altar call wees. Ek weet en die mooiste van dit is ek en my vrou het saam bekeer geraak op daai dag. Amen. En dit was net en dit van toe af was dit was net ja, die journey het net nie opgehou nie. Ek leer elke dag. Ek het intussen ek is ook by Bybelskool, online Bybelskool. Ek is besig om my graad in teologie. Amen. By wie doen jy dit? Die doel Faith Global Institute. Okay. Ja, so ek is besig met dit en ja, beplanning vir ons ministry, beplanning vir wag vir God se tyd. Gaan ook kyk om die gap year program het toegemaak. So my beplanning of ons beplanning as 'n familie en die roeping is dat ons dit weer moet oopmaak. Ja. So ons kyk om daarin te beweeg, ja. So dis 'n totale radikale bekering. Dit is ongelooflik. Hoe lank was jou seun wat hy gesê het vanaf hy wil pastoor wees tot die besluit wat daai Engelse Freemasons gemaak het om nou daai te verander? Hoe lank was daai proses? Dit was Oktober. Hy het die Oktober vakansie by die huis gekom en gesê dis wat hy wil doen en daai November, die 30ste November, so 'n bietjie meer as 'n maand. So dis net daarna. Dis net daarna. Want ek neem aan daai het klaar iets in die Heilige Gees begin in jou insit. Verstaan dat jy is ek's trots op hom. Hierdie is die pad wat hy wil loop. Hy wil duidelike verhouding met die Here hê en ek dink daai timing was perfek geweest. Dat dit net daarna is wat hulle nou hierdie uitlating gemaak het en dat dit is 'n ding wat jy besluit het om te doen. Ja, dit is my ek het 'n sticker op my bakkie gehad wat Vrymeslaers Square Campus. Ek het 'n Vrymeslaers ring gedra. Ek het besef, ek gaan kerk toe en aan die begin het ek die ring omgedraai dat niemand die Square Campus kan sien nie. Ek het toe met tyd het ek op by die ring dra kerk toe want ek het al verskillig gevoel. Ek wil nie die mense offend nie, maar en nou dit terugkyk, maar dit is soos jy sê, God was already working. God was already busy with the process within me to move my heart om my reg te maak, om my voor te berei. En dis hoe jy weet, jou bekering is so genuine, want ek wil jy het baie perks en baie positiewe goed mos natuurlik opgegee. Jy weet wat jy gehad het by die Vrymesselaars. En jy is van dit is niks in comparison met wat Christus vir my in die kruis gedoen het. Ek is willing om daai goeders te laat gaan vir dit. Yes, amen. Prys die Here. En soos dit ook gesê het, dis net vir my elke slag as ek daaroor praat, elke slag as ek deel, dan sien ek net wat God nog gedoen het, wat nog waarskuwings was, wat jy nie op daai oomblik raak sien nie. Maar ja, dit is net hoe die Bybel hoe die woord van God net meer en meer oopmaak en oopmaak oor goed wat in die meisinerie gebeur het, wat ek dan weer kan gebruik om ander Vrymeslaers te leer wat maar julle is besig om aan te jaag. Amen, ja, presies dit. En hierdie wys net vir hoe gevaarlik ecumenisme is. Hierdie idee van alle gelowe wat saamkom en alle gelowe wat wil handvas, want dis die Satan se plan, dink ek. As ek nou vir jou kan sê, wat ek dink in die eindtye in hierdie laaste dae wat ons lewe, sy hoofplan is, want dit soos wat jy gesê het, wat daai ou vir jou gesê het is, maar dis aan Christendom. Jy weet om hande vas te hou met almal. En dis presies nie wat Christus het gesê, I have come to bring a sword, not peace on earth. Dis wat Lukas 12 vir ons sê. En die ding is, God is 'n divider. Hy het by die toring van Babel het hy die mense gedivide en gesê, jy weet, julle wil saamkom en hierdie groot toring bou waar hy gesê het, ek gaan julle languages divide, want dis in hom alleen wat daar redding is. Jy weet, dis net in hom en ons moet alle ander gode op sy skuif. En presies soos jy sê, Vrymesselaars se hooffokus is, maar dis net 'n supreme being. Jy weet, maak nie saak wie dit is nie, en dit is presies die ding waarmee ek dink die Satan mense gaan mislei en vang, want dit lyk so belovend. Jy weet, dit is so, dis maar so lekker om hande vas te hou met almal en nie te stry en nie te beklei oor doctrinal verskille nie. Ja, nee, dis die waarheid. Ja, en ek het hier neergeskryf ook vir my was dit daai the system says become worthy through knowledge and growth.
the gospel says you are made worthy through Christ alone. En Absoluut. dis daai fokus waar dit op die mens is Halleluja. en dat jy's iets as iemand sê jy's iets, nie wat God jou sien nie. Ja. Presies. En sê my gou so jy het gesê die teologie wat jy nou doen is jou plan dan om soos 'n pastoor, soos dominee te wees. Is dit jou idee om dit te swaai? Dis weet jy dis vir die kennis. Dis en met die feit dat ons die gap year program wil lei, het ek die kennis nodig. So ja, ek sien myself as dat ek daar gaan moet pastoorrol speel of 'n preacher of 'n teacher of ek het absoluut net so gesê dis hoe God werk is. Die mense wat in my lewe gesit het, ek het al die voorreg gehad 1 of 2 keer om by kerke wat ek genooi is om te gaan praat en it's just how God works. It's just been I've been so blessed in this journey, how God has given me the words, He's given me the wisdom to share. It's just daar's die woorde. Daar's die woorde. En so dit is my einddoel is I need to work, I need to become a kingdom builder. I want to be part of God's kingdom builders. I want to equip people to become kingdom businessmen. En die fokus van hierdie hele program sal 'n kennis van die Bybel en ook leierskap wees en daai kombinasie, want ons probleem is in iets wat ek in die land sien, die groot probleem is ook is dat ons het leiers wat nie goddelik is nie. 100%. So hulle lei hulle is leiers uit boeke uit, maar nie uit die Bybel uit. Ja, presies. En as ons die Bybel kan kennis vir ons leiers kan gee, gaan ons 'n verskil sien, maar ons skole leer dit vir ons. Baie ons kinders kry nie daai blootstelling in die kerke nie. Ja, presies. En dis die hartseer en dis iets wat dis van my passie is om ons die jeug, if you fix the youth, you fix the future. Ja, presies. Ja, dis waarna ons moet uitleef, ja. Die probleem is 'n geestelike probleem in die land. Die leiers het nie 'n geestelike verhouding. Hulle het nie 'n verhouding met die Here nie en daarom kan ons nie die mense ordentlik lei nie. Ek dink baie van die persoonlike issues wat ons ook het, soos in sielkunde en so, is meeste van die goeie wil probeer word op 'n wêreldse manier oplos, terwyl baie van mense het 'n geestelike tekortkoming, nie net 'n fisiologiese, fisiese kortkoming nie. Maar kom ek sê vir jou so, as jy kan amper nou half ter afsluiting, as jy 'n geleentheid het om iemand wat dalk in vrye messelary is, jy weet wat hierdie video kyk of oorweeg om deel te raak daarvan, jy wat die pad gestap het, jy wat aan die begin jy weet in dit ingegaan het met die idee van hierdie do good society, jy weet, en is liefdadigheid en is jou broeders. Wat sal jy vir hulle sê? Wat sal jou raad aan hulle wees? Wat is die deurslaggewende ding wat vir jou is soos van hierdie is nie die ding wat hulle dit uitmaak om te wees nie? Die moeilikheid is maklik om te sê, as jy kyk na die rituals en as jy kyk wat gedoen word, maar die mens, daai persoon weet nog nie daarvan nie. So jy gaan my woord moet vat is dat it's not godly. Die goed wat jy doen, die eet wat jy aflê, spandeer meer tyd in jou Bybel, gaan praat met 'n pastoor, gaan praat met jou kerk en luister wat hulle sê. Dis moeilik, mense self gaan soek op die internet, maar die internet is baie keer so oordadig, oordonderend amper, as jy die woord kan gebruik, dat dis amper ongeloofwaardig soos wat hulle praat, maar gaan oop, wees oop. Maak seker dat jy eerstens 'n verhouding met God het voor jy by enige organisasie aansluit. Maak seker bid daaroor, maar bid daaroor en bid om te hoor, nie bid om vir God te vertel wat jy wil doen nie. Ek het vir God gesê wat ek gaan doen. As nie gered nie, maar God het ons, hy was getrou en hy het my beskerm, hy het my deur al hierdie goed gevat en hy het my nou die vermoë gegee om oor te praat. Maar ons moet ook versigtig wees en dis die groot waarskuwing. You need discernment and you're only going to get discernment through walking a proper journey with God, knowing God and being able to listen to God and hear God's guidance. Know that when God works in you and when He speaks in that soft voice, listen to that soft voice, to that feeling. At the end of the day, it's about that feeling that guides you and that godly feeling. And when if you doubt, walk away.
dit is iets wat ek nie gehoor het. Ek het getwyfel, maar ek het aangehou druk. As jy enigstens twyfel het, loop weg. Dit is nie wat hulle sê, dit is nie die belofte wat hulle sê nie. Dit voel lekker, but it's taking you away from your true God and Savior. Amen. Ja. En ek dink wat ek daarby sal add, vir my is die groot red flag met hierdie hele ding. Ek bedoel, God doen alles in die openbaar. Jy weet, soos hy doen dit, hy sê bring alles in die lig. En ek bedoel hierdie hele society is gevestig op dit moet secret wees. Jy weet, dit moet in die geheim wees. En dis presies wat die Satan se plan is. Hy wil nie hê jy moet die volle waarheid en kennis hê nie. Dis wat Gnosticism ook is. Jy weet, dit is hierdie forbidden knowledge wat aan jou gegee word. En daar's niks forbidden in die Bybel. Dis alles geontbloot. Jy weet, enigiemand kan dit optel, lees die evangelie verstaan en sien is in Christus alleen. So, dis die waarskuwing. Jy weet, daar's geen nergens sê die Bybel join enige organisation nie, join enige society, of dit feel good of do good of wat ook al is nie, maar wees gerooted in Christus. Maar verstaan dat dit moet in die lig gebring word. Dis wat die Here sê. Alles wat hy doen is in die lig. Niks is so agter geslote deure of enigiets soos dit nie. Ja, dis 100% waar, ja. Rian, baie dankie man. Jy sê ek dink hierdie was baie bemoedigend. Ek dink klop mense gaan nie uitleer. Mense kan sien hoe die Here jou lewe aangeraak het. Hierdie is 'n powerful testimony. En prys die Here dat jy nou op 'n plek is wat jy teologie swat en jy weet vir ander mense dit wil leer en in so vinnige tyd. Dit is vir my ongelooflik. Jy weet dit so radikaal is. Jou seun gaan kom en sê hy wil pastoor word en daar verander hulle hierdie teaching in daai 18th degree en toe weet jy net soos hierdie is klop nonsens. Hier moet ek weg. Ja, nou, God het my, God showed me the light, en dis die groot ding, en dis iets wat vrymeslaar vrymeslaarry praat oor is that light, they want to enlighten you, but daar is net een lig, daar's net een lig, en wat ons na toe moet streef, en dis God, en as ons nie, ons oë op hom het nie, soos jy sê, wat in die donker gebeur, en wat agter geslote deure gebeur, it's not godly. Ja, amen. Presies dit. En dis die ding, niks wat ons doen as Christene moet agter geslote deure wees nie. Jy weet soos iemand moet kan kyk enige oomblik in jou lewe waarmee jy besig is en jy moet weet soos want kyk Christus natuurlik self is altyd by jou. Dit moet ons besef. Jy is nie alleen nie. Hy sien en weet alles wat jy doen en niks van dit is agter geslote deure vir hom nie. So 100%. Ja, amen. Prys die Here. Rian, baie dankie. Baie dankie meneer. Baie dankie vir jou leiding. Ja, nee, ons en vir die program wat jy het. Sterkte. Dankie man. Sterkte vir jou bediening. Dit sal aangaan. 100%. Baie dankie. Hoop ons gesels weer. Verseker man. Dankie.